Hallo Gerda, gaan dit vanoggend? Hallo Jenne, dit gaan al beter in die laaste 3 weke met my, maar dit voel nou sommer so vreemd om in hierdie studio te wees. Dit is, ek en jy kuier al die hele jaar by die Emerald Resort en Casino Ateljee en daar's koffie daar, lekker. Ek wil nou net sê, ek mis my koffie. Ja, ek weet, volgende week, bedoel, volgende week, as ons nog praat volgende week. Nee, is vakansiedag. Nee, dis vakansie. Ons gaan nie praat nie. Nee, asseblief. So dan is dit eintlik dan, ek dink basies die laaste enetjie vir hierdie jaar. Ja, want Kersfees is daarna. Kan jy glo ons is daar? Nee, ek kan nie. Skrikwekkend. Gerda, eerstens, ek is baie bly jy's beter, vir julle wat weet nie, Gerda was ek het genoem in die vorige toe ons nie kon praat nie dat Gerda was letterlik bedlêend en baie siek gewees. Wat het jy varkgriep of iets gehad, hè? Ja, ek so 'n bietjie saam die varke gaan speel. Hoorie maar dis 'n lelike virus daar. Ek het dit ook gehad. Nee, ek was ek kan nie onthou wanneer laas was ek. Ja, ek kan onthou wanneer laas ek so siek was, maar kyk, ek wil dit nie vir my grootste vyand toewens nie. Dit was die eerste keer in my lewe wat ek varkgriep gekry het en ek wil nie dit weer hê nie. Ek wens dit nie vir my grootste vyand toe nie. En het jy ook so koors omdat dit gehad? Dis verskriklik, né? Genade, dit was alles. Ek het net so 'n paar gebedjies opgestuur net dat ek net bietjie beter moet voel. Ja. En as ek weer beter voel, moet ek nou weer kan opstaan. Weet jy, ek onthou toe ek varkgriep gehad het, né? Toe het ek nog 'n troue gedoen daar naby Oranjewil daar rond. En ek voel siek die aand en ek ry toe terug en nou kry ek koud, verskriklik koud en ek het nog 'n BMW gery en ek sit daar heater op so warm, maar ek kry nie warm, bly koud kry. Toe ek by die huis kom en ek gee my sleutel vir die Glen vat my sleutel, toe brand die sleutel actually, so warm is die kar binne en ek sit in koud kry binne. Nee, dit is 'n vreeslike wees. Ek het ook die Dinsdag toe ek ingaan kantoor toe ek soos ek sê nogal vir Hein, ek sê luister, ek voel nie baie lekker nie. Maar die oggend ek opgestaan het gevoel iets is en daai middag 12:00 toe kry ek so koud dat ek ook in die kar klim en as ek ry sit ek daai aircon vol warm en dan bewe ek weet hoe voel jy. Nee, kyk dis aklig. Maar ek bly jy voel daarin beter en jy's terug by die werk. So op daai punt gaan julle kantore toemaak op 'n stadium. Die VF+ kantoor het amptelik gister toegemaak 12:00. Okay. En ons open weer die 5de Januarie 2026. So ja, die VF+ kantoor is nou toe. Ons selfoon is nou nog aan die gang, so indien daar 'n klagte is, kan julle na ons kantoor foon toe stuur. Piet hanteer hom. Maar ja, nee. Ons is sy beurt en dan in ons groepe is nog steeds aan die gang. Mense moet ook asseblief nog net redelik wees. Dis ook feesseisoen. My raadslede is moeg gewerk, maar ons is daarom op standby as daar iets fout gaan. Ja, en dit is van 'n Belpark en Valdrie ook so iets gaan fout gaan ongelukkig. Daar is 'n klomp probleme. Piet het nie vanaf my gestuur nie. Ek neem aan jy hou hom te besig. Ja, ons is nogal bietjie besig. Die kantoorfoon hou hom ook nogal besig. Okay, so ek verstaan. Piet, jy is vergewe. Ons verstaan dit. Ja, ek weet daar in die CW6 area is daar nou 'n probleem in Kiplingstraat. Die Tolstoy sap is nou af en dit beïnvloed van Milton tot en met Faraday. Ons weet nie wanneer dit daar sal aankom nie, maar hulle is besig om daarna te kyk. Okay, so ek wil jou nou juist gevra het, iemand het vroeër gevra die CW areas. Kom ons begin gou, enige ander probleme? Ek weet daar's 'n baie slag gehad op die stadium as gevolg van die reën. En dan sou ook baie wanneer dit reën is, al baie plekke wat verspoel wat die wat is die mooi Afrikaans nou weer? Ek kan geen dan help my. Die stormwaterlyne en dreine nie werk nie. Wat nie werk nie, ja. Nee, dan moet ek ook nou in alles weet, ons weet dat Mfoleni nou al bitter lank faal in hulle dienslewering vir ons gemeenskap en ons gemeenskap bly betaal nog steeds. Baie dankie daarvoor. Maar ons infrastruktuur is al so verouderd dat ons ook nie meer die hoeveelheid reën wat op een slag val kan hanteer nie. En dit dra toe ook daarby dat weer die paaie verspoel. So dit is 80% Mfoleni en 20% moeder natuur. So en dit moet opgegradeer word, maar dit word net eenvoudig nie gedoen nie. En ek weet daar was 'n studie onlangs gedoen. Daar was gewoonlik 40 tot 1 elke 40 jaar is daar so 'n groot reën soos wat ons nou onlangs gehad het en dit raak nou al minder. Ons is nou al by 30 tot 1. So ja, dit beïnvloed dit nogal en die munisipaliteite moet begin 'n beplanning doen om hierdie goed op te gradeer om voldoende te wees, ja. So dit is 'n probleem. Ja, so en dan is nou genoem met die slaggate is nog altyd 'n probleem. Ander probleme wat daar is enigiets wat uitstaan op die stadium? Wel, met die reën het ons baie rioollekke ook. Ons het ongelooflik baie waterlekke, soos almal weet. Ons en vir een of ander rede begin hulle nou, nie begin nie. Dit is nou maar 'n gereelde ding dat hulle watermeters nou steel. So ja, dit is maar die gewone goed wat net herhaal word. Ja, daar's niks eintlik regtig iets wat uitstaan. Ek weet 3 riviere
Sy het ook nou so 'n week, 2 weke terug met 'n waterprobleem gesukkel. Daar was 'n groot lek gewees in Brandmillerstraat daarby en dan by Milton skool en by die River Square Mall. Dit is opgelos. Hulle sukkel ook bietjie met water drukking ook daar, maar ons kyk om daar te help. Refuse removal, dan is hy beter, dan is dit weer sleg en dan waterlekke. Weer eens waterlekke, riool loop saam met water met die baie reën en dan die plotpaaie. Met al die reën, ja, wat nie geskraap word nie. Ek moet wel sê Gautrans, hulle skraap wel hulle paaie en dan so nou en dan as ek hulle kan vastrek, dan kry ek darm reg om so 1 of 2 munisipale paaie te skraap, maar dit gebeur baie min. So ek gaan altyd na die wat brood nodig is. Daai rioolrek wat dan van Waards of Spruit ingeloop het, wat is die vordering, dat hy reggemaak? Wat gebeur daar? Wel, dit was nie eintlik die probleem by Van Waardshof nie, dit was as gevolg van opper na die R42 meer na Boppie Long se kant, Tennissenstraat 76 aan die agterkant van Ankerskool, was daar 'n pyp wat daar gekollapse het en dan ook aan hierdie kant waar die Rietspruit waterwerke is, daai pipeline, die mense daar gooi klippe en komberse en wat ook al, alles in daai pipeline om hom te laat oorstroom, so as hulle diere daar loop sodat hulle water het, kan jy dit glo. Ja. So dit is 'n probleem en dit is nou verwyder. Die pipeline is wel vervang aan die agterkant van mense se erwe aan daai kant. So dit was so 'n rukkie wat hy geplak was. Ek dink was so 2-3 weke terug was dit nog baie erg gewees en die reuk het ons gedaan gehad en toe is die pyp geaanplak en hy kon toe nou vloei en die water het ook gehelp. So ja, aan die agterkant van Eagles Nest van Waardshof en Stefano Park is daar nog 'n pipeline wat hulle daar nog aanwerk, maar dit lyk al baie beter. So dit is regtig en ek moet dan nou ook hier sê Randwaterraad, hulle het regtig na die paar toe gekom en dan ander key rolspelers ook wat ook dan nou by weet soos Thomas Toy, hy het regtig baie gehelp in opsigte van dit en dan is daar ook ander persone wat ek nie mag noem nie vir verskeie redes. Maar ja, en ons as VF Plus het saam met hulle gewerk in Randwaterraad en dan moet ek ook baie dankie sê vir Kevin, hulle het redelik, weet ek moet vir jou sê, as jy vir hulle bel, as dit nie daai selfde dag nie, is hulle daai volgende dag op site. Ek het hulle by inteendeel in 3 riviere ook gehad, daar by Sam Gross, daai rioolprobleem daar. Ja. En hulle daar ook gaan kyk en hulle is besig ook daar. So ja, ons is aan die gang. Ons werk nog hard hierdie tyd van die jaar, maar ja, daar's te danke aan Randwaterraad is daar redelik baie vordering. Dis dan goeie nuus. Kom ons kyk vinnig voor ons klaarmaak, wat gaan op die WhatsApp lyn aan? Hi Quentin, vra asseblief vir Gerda, wat is Hein se kantooradres? Kan jy my help? Die kantooradres is 139 Rossini Boulevard, die VF Plus se kantoor. Hy is op hierdie stadium toe, dis oor kan die Waalmol agter die Vodacom workshop. So die kantoor is nou toe, so jy gaan hom nie nou op kantoor kry nie. Ja. Ja, so ons is nou toe. Ons gaan nou daai WhatsApp lyn gee waar jy nog steeds kan rapporteer, maar wat gebeur oor Desember as daar nou groot goed gebeur? Kragonderbrekings en daai dinge. Is daar spanne wat gaan bly werk? Ja, daar is 'n skeleton staf vir die dienslewering, die sogenaamde dienslewering vir elektrisiteit en water en riool. Ja, rapporteer maar net op die gewone manier op die groepe en dan sal ons dit maar so deursit, maar ja, die Mfuleni Stadsraad maak die 24ste om 12:00 toe. En sal dan weer die 5de Januarie weer oopmaak. Ons net duim vir so alles gaan goed oor Kerstyd, né? Ja, ons dit gaan. Ja, ons gaan spreek dit. Jy sê iemand ons hele huis het oorstroom verlede Dinsdag met die wolkbreek gevolg van stormwaterdreine wat verstop is. Ons het die meeste van ons meubels verloor. Ja, jy sien, dit is skade. Nee, dit was erg geweest, hoor. Dit was 'n ongelooflike byreën wat geval het, maar dit wys jou net die beplanning wat sleg is van die munisipaliteit maak meer skade as net wat jy sê, daar's net nie geld nie. Ek dink hulle verstaan die omvangryke ripple effek wat hulle besluit het op hoër vlak nie. Ek meen ons mense begin al weet hoeveel skade te ly. En dan help ook nie jy sê gaan sit 'n claim in nie. Jy wag in elk geval 3 jaar vir daardie claim. Ja. Maar die proses is daar, dit loop, ons moet dit doen alhoewel dit baie lank vat. Hier is iemand, ek wil graag hoor die erfbelasting moet ons nou weer aansoek doen. Hoe werk dit? Erfbelasting is elke einde van die 30 Junie. Begin 1 Julie, so dit is die einde van die finansiële jaar van Mfuleni. Begin 1 Julie moet hulle asseblief kom aansoek doen by ons kantoor vir die erfbelasting, kwytskelding. Daar is nog so 'n paar mense wat nou inkom. Ek het gister weer so 4 of 5 ingevat. Dit is beter as jy dit vroeg bring, dan weet jy kry dit vir die volgende 12 maande. Ja, dan is jy reg. Laaste vraagie, gaan jy self 'n bietjie kan rus?
Hoe lyk die beplanning vir Desember? Vir die res van Desember? Wat is res? Nee, jy sal dit sien wanneer jy dit voel is iets is vir eens. Okay, sodra ek dit het, dan sal ek jou laat weet. Nee, ongelukkig is ons in die praktyk dat daar nie regtig vir ons reskans is nie. So ons moet nog vigilant wees op ons groepe, ons moet nog hanteer. Ons gaan nie weg nie, want dit is maar 'n moeilike jaar gewees. Ons het baie probleme in Emfuleni. So ek weet nie vir my ander raadslede, hulle het niks laat weet as hulle weggaan nie, maar ons is wel hier. Maar ons sal seker oor die Kerstyd sal ons bietjie fone afsit en dan sal ons bietjie reis. Ons het dit nodig. Ek sal heeltemal verstaan dat jy jou foon wil afsit, want ek sou ook met al so WhatsApps. Gerda, hoorie, geniet jou feestyd. Hoopelik kry jy 'n bietjie rus in, wees veilig en dan gaan ons vroeg in Januarie sal ons dan nou weer die praatjie aangaan daarmee. Ons gaan natuurlik Gerda, ten spyte van al haar WhatsApps, reply sy altyd op myne as ek navraag doen oor iets wat die luisteraars oor vra. So as ek enigiets is, sal ek met jou gesels en dan sal dit op sosiale media en ook op die WhatsApp kanaal deurgee en op my Facebook en op radio natuurlik, so ons sal jou boogte hou daarvan. Maar baie dankie vir 'n goeie jaar en ek hoop jy voel gou weer beter en dat jy lekker kan reis hierdie Desember. Baie dankie vir julle ook sê vir julle vrymoedigheid en julle altyd ek weet julle is altyd hier om te help en daar om te help en baie dankie vir die luisteraars. Ons sou dit nie kon gedoen het sonder julle nie. So geseënde feestyd vir julle en julle AFM'ers. En as julle ergens reis, reis veilig en kom veilig terug. So baie dankie vir die jaar. Gerda, dankie, geniet dit. Ons praat binnekort weer. Mooi Sien jou volgende jaar. Klink verskriklik. Yes, dit klink verskriklik. Is 3 weke weg. Ja, dis die ergste.